This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hallo Wimpie, hallo maatjies, hoe gaan met julle? Hallo Tony, hallo maats, lank laas gesien. Dit is so, maar dit is lekker om weer saam te kuier. En by so 'n mooi geleentheid soos Pinkster, né? En ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor Pinkster, oor wat dit beteken en hoekom dit vir ons belangrik is, ou Wimpie en Ella. Want ek seker julle het ook nog nie daaroor gedink, het julle? Nee, ons weet nie presies wat dit beteken nie. Ons is bly Dominee gaan vir ons sê vandag. Weet jy wat, ons by ons kerk vier Pinkster, omdat ons glo dit is 'n tyd van herlewing, dit is 'n tyd waar ons moet bid vir die Heilige Gees se krag, wat dit meer gaan is net kennis, maar waar God ons toerus om in hierdie wêreld in te gaan en sy blye boodskap te gaan verkondig. En weet jy wat, daar in Handelinge 2 is daar so 'n mooi stukkie wat daar vertel van hoe Jesus se gelowiges bymekaar gekom het in die huis en ewe skielik was daar 'n groot storm gewees en 'n wind het ingekom en ewe skielik was die hele vertrek vol gewees en daar het gesê daar was vuur op elke ou se kop, soos tonge vuur wat op die mense se koppe was. Was hulle nie bang nie? Ek dink hulle was bang gewees het vir wat ewe skielik gebeur. Maar daar het iets vreemds gebeur. Elke persoon het toe 'n ander tipe taal begin praat. Soos om te sê, party het Engels gepraat en party het Sotho gepraat en party het Frans gepraat. Presies dit, Wimpie, presies dit. Want daar was in daardie tyd mense wat daar bymekaar gekom het om hierdie huis van alle plekke in die wêreld af en ewe skielik kon hulle hierdie mense verstaan het. God het hierdie mense toegerus sodat hulle in die wêreld kon gaan en vir die wêreld gaan vertel het wat ons noem die blye boodskap. En weet julle wat is die blye boodskap? Jesus Christus is ons Here. En God het sy seun na die wêreld toe gestuur omdat hy ons liefhet en sy seun het vir ons gesterf en het opgestaan sodat ons almal vir ewig in God se teenwoordigheid kan wees. Hy het vir ons sondes kom sterf. Dis vir ons die blye boodskap, né? Toe kon meer mense die goeie nuus hoor. Meer mense, God het die mense toegerus sodat hulle in hierdie wêreld kan inbeweeg om die blye boodskap, om die goeie nuus te hoor. En toe dink ek, ons het so 'n mooi storie wat ek gehoor het wat iemand vir ons gestuur het. Wat ek dink ons moet vir 'n bietjie met mekaar deel. En die storie gaan so. Miskien het julle die storie gehoor, miskien kan julle 'n bietjie vir my byhelp as ek bietjie vergeet. Die storie gaan so, daar was 'n seentjie, né? En die seentjie het sy oupa eendag vir hom gesê, weet jy, hulle wat so in die donker sit en toe sê sy oupa vir hom, weet jy wat? Ek dink sy naam was Ben. Ben, jy moenie die waarde van 'n liggie onderskat. En Ben het sy oupa so gekyk en hy het na hierdie ou liggie lanterntjie gesien wat sy oupa aansteek en hy het gedink, hoe kan hierdie lantern soveel krag hê? Hy kan tog nie die hele donker wat my so bang maak oorweldig nie. Ja, want as jy mense so op die tafel by die braai dan maak dit net so 'n klein ding. 'n Klein liggetjie so om die lanternjie, né? En toe een aand was daar 'n verskriklike groot storm gewees. En Ben het bang geword. En dit het donker geword. En toe onthou hy want al die krag was uit en hy onthou toe sy oupa se woorde, maar so 'n lanterntjie, so liggie kan verskriklike groot mag hê in so groot donkerte. En hy het bewerig gevat en hy het die lantern gevat en hy het hom aan die brand gesteek. En weet julle wat? Hy gaan toe met die lantern en hy loop buite toe en hy kyk in die straat en hy sien daar's 'n venster en hy loop na die venster toe en hy sien daar's 'n tannie wat bang is daar binne. En sy was bly om iemand te sien met 'n liggie en sy het by hom kom staan. En toe kom daar nog iemand met nog 'n liggie. En toe kom daar nog iemand met nog 'n liggie. En voordat hulle oë uitvee, toe was die hele straat net een groot liggie. Want almal het hulle liggie gebring. Almal het hulle liggie gebring en die lig het geskyn en almal het toe gesien vanuit hierdie groot lig. Hulle hoef niks om vir bang te wees nie, hulle het saam gestaan in die storm. En hy het toe vir sy oupa vertel daarvan. En sy oupa sê, weet jy wat Ben? So werk die Heilige Gees ook. Hy soos die wind, ons kan hom nie sien nie, maar ons weet hy bestaan. En net soos hierdie liggie, as die Heilige Gees binne in ons is en ons toerus, so kan ons in hierdie wêreld gaan en ons kan liggies van God in hierdie wêreld gaan wees, in die donker wat vir mense so bang maak, kan ons sy liggies wees. En as ons saam staan as sy kerk, as ons saam staan as sy liggaam, saam staan as 'n geloofsgemeenskap, dan kan ons die lig in hierdie wêreld inbring
wat vir almal hulle vrese oorkom. Vir al die goeie nuus vertel. Vir almal die goeie nuus. Jesus is die lig vir die wêreld en deur die Heilige Gees skyn hy binne in ons en ons kan vir die wêreld daar buite die lig dra in die wêreld ons. Sjoe, dis 'n mooi storie. Ek kan al daai liggies so sien wat meer en meer en meer word en sterker word daai liggies sterker hoe meer liggies bymekaar. Is so. Daarom moet ons vir die wêreld vra, as ons maatjies het wat tydjie stout is of tydjie hulle voel bietjie hartseer, moet ons sê, kom ons vat die liggie van Jesus na hulle toe. Partykeer moet ons net 'n drukkie gaan gee. Partykeer moet ons net vir hulle vertel maar Jesus het hulle lief. Dan is ons ook liggies van God in hierdie wêreld. Laat ons liggies skyn. Dit is so. Kom ons bid saam dat die Here ons sal help. Here, dankie dat U die lig vir hierdie wêreld is. Here, dankie dat U ook binne in ons hartjies kom en ons verander. En dan weet ons is ook liggies vir ander mense. En net soos hierdie storie sê, dit vat nie 'n groot lig om die wêreld te verander nie. Dit vat 'n klein liggie. Deur U Heilige Gees wat vir ons die krag gee en die moed en die durf en vir ons wys waar ons liggie moet skyn. Gou-gou kom klomp liggies bymekaar en begin ons 'n verskil maak in die duisternis, in daai wat vir mense bang maak. Seën ons in hierdie week wat vir ons voor lê, Here, dat ons mooi sal dink waar ons gaan Pinkster. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Wimpie, Ella, maatjies, ons sien mekaar weer volgende week. Dis 'n goeie plan. Ja. Totsiens maat, julle moet weer kom kuier. Tatta maatjies, sien julle volgende week.